Dis 'n manneding. Dis 'n manneding om van Jesus Christus te praat. Dis 'n manneding om 'n disipel te wees en dis 'n manneding om 'n disipelmaker te wees. En hier op dis 'n manneding het ons die voorreg om elke maandag te praat met 'n man. En vandag praat ons weer met 'n man. Nou die dag het ons met iemand gepraat in Rusland en vandag praat ons met iemand in Alaska. En die oomblik wat ek praat van 'n man in bediening, disipelmaker in Alaska, dan weet ek julle almal weet ek gaan met Jacques praat. Maar dames en here, dis 'n voorreg om julle voor te stel aan iemand wat ek ken van sy jong dae af as student voor my en voordat hy nog getroud was, voordat hy nog vrou gevang het en kinders het, ken ek al vir Jacques en dis so voorreg om vandag met jou te gesels al die pad daar uit Alaska uit en ek weet jy gaan vir ons dit in jou storie vertel, maar voordat ek nou aanhou gesels, Jacques, sê hallo vir die manne. Wel, goeiemiddag aan almal en Dani, dankie vir die voorreg om saam te kan kuier. So baie middag vir julle en oggend vir my hierso uit Alaska uit. Cool, ja, dis baie oggend vir jou. Ten minste begin dit somer raak, so jy sê daar's nou 'n bietjie meer lig, so dis nie meer net donker nie. Maar Jacques, ons is opgewonde om met jou te gesels. En by Manneding begin ons met 'n man se storie. Ons vra storie. Ons stel belang in storie. Ons wil weet wat in jou lewe en jou hart gebeur en hoe die Here jou voorberei vir waar jy vir vandag is. Storie. En doen ons 'n guns, vertel vir die manne Jacques se storie. Kyk, dit is 'n voorreg om 'n storie te deel. Ek dink ons het al so baie die storie hier gedeel en met familie en met vriende dat ek en my vrou het al gedink ons moet maar ophou die storie deel want net nou raak mense verveeld met die storie omdat ons dit al so baie gehoor het, maar dan kom ons agter as iemand dit vir die eerste keer hoor hoe dat hulle eintlik net bemoedig. So die storie begin ons gaan so ver terug na 2000 toe waar ek eintlik vir die heel eerste keer gehoor het die Here roep my vir die bediening. En as ek nou so kyk na al die jare, kan ek net sien hoe die Here elke oomblik en situasie gebruik net om jou voor te berei. En ek dink dis waar ons baie keer in die lewe dink, nee, iets moet vinnig gebeur, maar die Here gebruik elke liewe ding om ons karakter te vorm. So ek het al vanaf 2003 het ek betrokke geraak met bediening. Dis eintlik waar ek vir Dani ontmoet het in 2003 by Lewende Woord by Meria en hulle daar Bybel college gehad. Ek het daar betrokke geraak. Eintlik daar studeer en van toe af eintlik maar net in bediening gewees. 2009 was ek voltyds aangestel as 'n jeugpastoor en die heeltyd net geweet het in 2000 het ek ervaar die Here sê word 'n pastoor en word een in Amerika. Nou toe ek die tweede deel hoor word een in Amerika, het ek eintlik gedink dis maar net dis my eie begeerte. Dis dalk, jy weet, Suid-Afrika het baie Amerikaanse invloed. Dis die flex en die mode, weet waar ook al jy sien alles. So toe dink ek dis dalk maar net my eie begeerte. So kom ons sit dit soos ons sal sê, sit daai woord op die rak. Soos ek in bediening betrokke geraak het, ek het my vrou, ons het mekaar geken van daai tyd van 2000, maar ons is nie getroud nie, net mekaar geken. In 2012 het ek getrou en hier in 2016 toe word ek herinner aan hierdie woord van word 'n pastoor in Amerika. Nou is ek op pad, ek ry kerk toe, word herinner van hierdie woord wat ek 16 jaar later laas gekry het en ek sê dit pla my, want dit dis regtig asof die Here dit op my hart druk hierdie. En ek begin vir my vrou vra, maar wat as daar meer was aan hierdie woord? Dat dit was nie dalk vir daai tyd nie, maar dalk wat as die tyd naby kom dat die Here regtig wil hê ons moet in Amerika wees. Ek het 2018 'n geleentheid gekry om Alabama toe te gaan. Ek het 'n konferensie daar gaan bywoon en daar het 'n pastoor van die gemeente waar ons was, het sy getuienis gedeel waar hy jare voor dit na sy senior pastoor, hy was toe in Louisiana. Hy het vir sy pastoor gesê,
ek ervaar die Here wil ek met 'n kerk begin. En sy pastoor sê toe vir hom die volgende, hy sê, trust God for a city and a state. En toe hy daai woorde sê, toe tref dit my, weet as jy in my gees, dit was, ek dink omtrent 8:00 die aand in Alabama en ek dink 3:00 die oggend in Suid-Afrika, ek bel dadelik my vrou. Eerstens skrik sy haarself dood, sy dink iets het gebeur, ek sê niks het gebeur nie, ek sê okay, maar ons moet begin regtig bid. Jy weet, ons het nou gewonder en gesê dalk roteer ons Amerika toe, maar trust God for a city and a state. So ons het toe vanaf 2018 af, het ons regtig net begin bid en sê, okay Here, as jy wil hê ons moet Amerika toe gaan om 'n kerk te begin, wys vir ons wat se staat en wys ons wat se stad. Dit is daai is die belangrike. En in 2019 het ons beide begin ervaar Alaska. Nou wat dit meer interessant maak is dat ons het vandat ons nou bly in Alaska het ons begin agterkom, dit is die norm dat daar baie kaarte is van Amerika waar net Amerika op is en Alaska en Hawaii is sommer nie eers daarop nie. Nou ons het daai kaart gehad in Suid-Afrika. So toe ons bid oor Amerika, het ons glad nie eers Alaska gesien nie. So deur die loop van die dae soos ons aangaan, het Alaska op die sal ek sê die randomste maniere opgepop waar ook al ons is. En in ons gees begin jy dink aan Alaska en sê hoekom dink ons aan hierdie goed? Hoekom dink ons aan Alaska? Ewe skielik sal ons kinders programme begin kyk van Alaska en hulle is mal oor dit. En ek begin toe sê vir my vrou, weet, kom ons bid apart en ons kry konsensus en jy weet vrede by die Here en ons gee 'n tyd en dan sal ons deel wat jy ervaar en wat ek ervaar, want ons altyd moet vrede hê, 100% vrede hê oor hierdie. Want as ons gaan, kan ons nie ons weet daar gaan 'n moeilike tyd kom as die Here ons stuur en ons is daar, maar ons moet beide vrede hê. Ons kan nie dat die vyand een van ons op mekaar laat draai en sê ja, maar jy het gesê ons moet kom nie. En nee, ons altyd weet, die Here het met ons altyd gepraat. So het ons gebid in 2019 en teen April 2019 het ons gedeel en gesê, okay, die Here sê vir ons altyd, ons het vrede dat dit Alaska is. Dit maak nie sin nie dat dit Alaska moet wees nie. Dit sou 100% meer sin gemaak het dat dit 'n plek soos Florida is of Texas, jy weet die plekke wat die mens ken, plus die klimaat is daarom iets wat jy ook daarom ken, dis warm. So Alaska het net nie eers van sin gemaak nie, maar ons het vrede gehad. Nou het ons vrede oor die plek, maar wat ons toe sê is kom ons reik uit na 'n vriend van ons en ons vertrou sy profetiese gawe. Hy het ook daarom lanklaas kontak met ons gehad of ons met hom, so dit maak dit eintlik goed, want hy ken nie wat ons nou deurgaan nie, so hy kan nie eintlik beïnvloed word nie. So ons vra hom toe net, weet jy wat, kan jy net saam met ons bid, ons vertrou die Here net vir wysheid en wat ook al jy ervaar, deel net met ons. Nou op daai stadium het ons geweet, dis Alaska, ons het nou regtig net eintlik die confirmation nodig, is dit nou 100% Alaska? En hy kom terug en hy sê, hy wou eers nie deel wat hy ervaar nie, want dit maak nie vir hom sin nie. Maar hy het nou al geleer dat jy moet maar net gehoorsaam wees. Dit hoef nie sin te maak nie, jy moet maar net gehoorsaam wees. En hy sê al wat hy het nog nooit in sy lewe 'n nommer gekry as deel van 'n profetiese woord nie. Hy sê, ek kry net die hele tyd hierdie nommer, is nommer 49. 49 en dat die Here sê, weet die groen lig gee. So, in sy kop maak dit nie sin nie. In ons kop het dit 100% sin gemaak, want ons het voor ons, het ons die papier gehad waar ons neergeskryf het. En op hierdie papier daar staan, the 49th state. Alaska is die 49ste staat.
En ons het gebid, Here, is dit die 49ste staat waartoe ons moet gaan, of is dit dalk 'n ander staat? So, toe hy en ek kom en hy deel hierdie, toe is dit net, okay, dis absoluut wat die Here wil hê. So nou sit jy met die volgende ding, okay, die Here sê ja, hy gee die groen lig vir Alaska, maar hoe gaan dit nou gebeur? Nou, 27 Maart 2000 het ek die woord gekry dat die Here sê, gaan in bediening en word 'n pastoor in Amerika. So, 2019 toe ons nou die groen lig kry, dit is Alaska, sê ek vir my vrou, ek dink dat 27 Maart 2020 gaan die Here vir ons die deur oopmaak, Alaska toe. Dis die 20 jaar anniversary, kan jy maar sê, van hierdie woord. Jy weet, dit gaan so mooi klink. Dit is soos 'n fliek. Jy weet, 20 jaar het jy gewag en daar maak hy op die dag maak dit oop. So is toe baie opgewonde oor dit. 27 Maart, julle sal nou almal goed onthou. Was die heel eerste dag van lockdown in Suid-Afrika. En ek was nogal, ek sê vir die Here, van alle dae, moet hy nou hierdie dag gebruik, dat dit nou lockdown is. Hy kon enige ander dag gebruik het, maar nou moet hy die 20 jaar anniversary gebruik van hierdie woord, wat ek gedink het, die deur gaan nou oopmaak, en toe is dit nou glad nie, daar maak alle deure toe. Ons kan nie eintlik eers ons huis verlaat nie. So daai was so 'n interessante tyd wat ons deurgegaan het, soos het ons die Here reg gehoor. Jy weet, want nou hierso maak die grense nou toe. Het ons gaan nêrens heen gaan nie. En ons moes regtig net in daai tyd weer vasmaak, maar wat het die Here gesê, en al is dit, dalk is dit dan net nie nog vir nou nie. So ons weet die Here roep ons soontoe, maar dis net nog nie vir nou nie. En ons ervaar toe ook net waar ons nou is, dien met alles wat ons het. Ons fokus is hier, en ons moet versigtig wees dat ons kop nie in Alaska is, en ons hart in Alaska is nie, maar ons vergeet die mense en waar ons nou is. Jy weet, so ons kom toe op 'n plek waar ons net sê, Here, ons bid vir Alaska, maar terwyl ons bid vir Alaska, is ons ook 100% hier. En ons bid en ons dien die mense waar ons nou is. En dit was 'n jaar later in 2021 wat 'n organisasie in Amerika begin uitreik het na ons en gesê het, weet, hulle het gehoor van hierdie Suid-Afrikaners wat 'n kerk wil begin in Alaska. Jy weet, en hulle wil ook maar net kyk, hoe kan hulle ons help dat ons 'n kerk kan begin in Alaska. En hulle sê toe, kyk, hulle kan ons nie Alaska toe vat nie, want dit alles gaan oor visas, en dit 'n visa gaan oor 'n staat. So hulle ken 'n kerk in Florida wat kerkplanters wil help. So kom ons kyk of die immigrasie dit sal toelaat, en jy weet, immigrasie het dit toegelaat. Ons is eers Florida toe, daar vir 10 maande in 2023, en 2023 het ons eventueel kontak gemaak met iemand wat in Alaska is, wat ook gesê het, maar ons hoor julle wil 'n kerk begin in Alaska. Hulle is 'n sendingorganisasie, en hulle sê toe, kom vir 'n week Alaska toe. En dit was September 2023. Nou, my vrou en my kinders is in Florida. Ek klim op die vliegtuig in Tampa, en net voor ek op die vliegtuig wil klim in Tampa, stuur my vrou vir my boodskap, en sy sê, sy stuur 'n vers in Jesaja wat sê, soos ek in haar hart is, dat as ek in Alaska is, dat waar ook al ek gaan, die skrif sê, he will show you, this is the way. En dit was regtig my hart dat, weet, ons het nou so lank gebid, Alaska, maar okay, Here, waar in Alaska? As ek daar deurry, of dit nou in Anchorage is, in Eagle River, in Wasilla, in Palmer, wys my waar in Alaska, dat ek duidelik net ervaar, dit is wat jy sê, hierso moet ons die kerk kom begin. En daai week ek ry
in downtown van Anchorage. En ek ervaar regtig, Jessie, hier's iets wat my regtig trek hiernatoe, in hierdie deel. En ek gaan stop by die Walmart wat naby die downtown is. Ek klim uit die kar uit en toe ek uit die kar uit klim is daar 'n trok wat daar staan met 'n groot teken geprint op die trok en daar staan op groot "This is the way". Ek neem 'n foto en ek stuur vir my vrou en ek sê yes, dit is nogal vreemd want ek ervaar hierdie is die area plus hier is nou nog die teken "This is the way", wat 100% die vers is wat sy ook gestuur het, het nog die vers ook bygehad. Die volgende dag kry ek 'n oproep van hierdie sendingorganisasie wat my genooi het om net te sê kom spandeer die week in Alaska en kyk of dit regtig is wat julle moet doen. En hulle bel my en sê luister, kom sien ons, ek gaan sien hulle en hulle sê toe hulle het 'n kerkgebou gekry. En hulle weet hulle het dit gekry by 'n kerk wat ongelukkig eintlik doodgeloop het en die enigste voorwaarde was is daar moet éventueel weer 'n nuwe kerk wees. En hulle sê toe net maar hulle ervaar dit moet by ons wees om die geleentheid te kry om die kerk te begin, sal ons wil. En ek meen dit is natuurlik enige kerkplanter se droom is dat jy 'n gebou kry. So dit was net alles in daai week net die Here hoe alles het bymekaar gekom het na 'n lang tyd. So 2024 het ons toe offisieel Alaska toe getrek in Februarie en ons het toe in September 2024 het ons offisieel kerk begin. En ons is nou al amper 8 maande aan die gang wat ons kerk het hierso in Anchorage, Alaska. So dit is my storie so in 'n netedop vir julle. Ja, dankie. Dankie Jacques en dis 'n voorreg dat jy dit met ons deel. Ek weet jy sê almal om jou het dit al gehoor, ek het dit ook nou gehoor. Maar ek moes dit nou hoor. So dankie dat jy dit met ons deel en ek glo dat die mense wat hierna luister sal bemoediging kry uit dit uit en hoe dit gebeur. Ek meen dis mens kan dit nie met jou kop bedink nie. Nee. Dat iemand vir jou sê hier's vir jou 'n kerk, hier's vir jou 'n gebou en soos wat jy sê enige kerkplanter se ja, dis wat jy wil hoor. So, dankie daarvoor, maar binne in daai storie, iewers binne in daai storie is daar wedergeboorte. Jy praat van 2020 af, 2023, 2003 toe ek en jy mekaar die voorreg gehad om mekaar raak te loop in 'n klas en begin mekaar leer ken het en waar jou storie deel van jou storie is. Maar vertel vir ons van wedergeboorte. Wat is Jacques se wedergebore storie? Dit is nou 1999. Toe is ek graad 11 en ek het nou van my vriende het op 'n winkelspruitkamp gegaan en hulle het my genooi om saam te gaan. Ek wou nie gaan nie. Ek het eintlik gesê, ag weet jy wat, ek is nie lus om te gaan op 'n kamp waar eerstens gaan hulle vir my sê ek moet vroeg opstaan en my vakansie wil ek eintlik graag laat slaap. En dan tweedens gaan hulle sê ek mag nie rook nie. En dis is verseker wat ek ook nie wil doen nie. Ek wil eerstens laat slaap en dan as ek opstaan dan wil ek rook, ek wil my vakansie geniet. En my vriende het teruggekom van daai kamp af en ek kon net sien iets is anders. Daar was iets wat ek kon dit nie beskryf nie en teenoor hulle kon dit eintlik ook nie beskryf nie. Hulle het net gesê dat die kamp is amazing, hulle het regtig die Here ervaar daar. Ek het reguit vir hulle gevra, ek soek wat julle het. En hulle is so nuut in die ding gewees dat hulle het nie geweet hoe om te reageer op daai vraag nie. Dus hulle was net so, okay. Hulle het my gelos vir 'n week. Dit was 'n week later wat een van die jeugpastore wat ook op die kamp was, saam met hulle was en ek was toe ook in die gesprek en hulle sê toe vir hom, Jacques het gesê hy soek wat ons het. En ek meen daai woorde vir enige pastoor is soos wat? Ek vra, het julle vir hom gebid? Hulle sê nee. So
Hy vra, kan ek vir jou bid? En net daar, 1 Oktober 1999, het hy my gelei na die Here toe en dit was kort daarna toe's ek gedoop en van daai oomblik af was dinge net nooit weer dieselfde vir my nie. Ek was toe 'n paar maande daarna is ek toe op hierdie winkelspruitkamp waar my vriende was en daar in 'n sessie is ons het eintlik maar 'n praktiese werkswinkel gehad waar ons leer hoe om die Here se stem te hoor en dit was op hierdie kamp met daai werksessie wat ek toe gehoor het 27 Maart 2000, ek het dit neergeskryf, word 'n pastoor en word hier in Amerika. So, daai het my lewe toe heeltemal verander. Ek's terug huis toe, sê vir my ouers, ek weet volgende jaar moet ek iets anders gaan studeer, maar dit is van die tafel af. Die Here sê ek moet in bediening ingaan. So, dit was net ongelooflik om te sien in 'n paar maande net hoe ek iets sien wat my vriende het, hulle lewe is heeltemal getransformeer. Ek kon sien hulle het daar's 'n lig wat ek soek. En hoe ek toe na die Here toe gelei is en hom aangeneem het en toe gedoop is en toe eintlik daarna ook net leer om die Here se stem te hoor. So ja, dit was net ongelooflik en nog nie teruggekyk van daai oomblik af nie. Ja, dis ja, dis so lekker om wedergeboorte stories te hoor, want dit is elke keer so anders. Elke storie het 'n eie pad. En wat 'n voorreg dat jou vriende so terugkom dat jy weet dat daar iets is. En ek meen vir 'n jong man om dit te kan sien en te erken. Well done. Maar kom ons gaan aan. En jy het ons nou vertel dat julle is nou 8 maande besig met Echo Church Alaska. En ons sal graag wil hoor hierdie gebou wat julle het. Wat gebeur met die kerk? Vertel vir ons van Echo Church Alaska. Ja, so Echo Church, eerstens sal mense vra hoekom die naam Echo, en hoekom die logo. Ons het toe ons geweet het in Suid-Afrika ons die Here sê Alaska het ons begin bid oor die naam en eintlik ook oor die hoe die ons het terwyl ons bid het ons net gesien soos 'n echo wat oor Alaska gaan. So toe het ons dit gevoel, dit moet die naam wees en die logo is sommer saam met is 'n speling maar van obviously 'n echo en dan die Northern Lights wat jy kan sien. Maar ons het saam met dit gesê, jy weet ons deel van ons visie is the gospel of Jesus Christ must echo throughout Alaska. En mense moet weet, hulle moet hoor, alles wat hulle moet hoor van Jesus en die Northern Lights, as jy uitstap in die aand en daar's nie wolke nie, dan gaan jy dit sien. So, saam met dit het ons ook gesê, die mense moet hoor van ons, maar as jy uitgaan in die aand en ons nie wolke en ons en die lig en die Northern Lights is daar, dan is dit, jy kan dit nie mis nie. So, ons kan nie in Alaska wees en die mense hoor nie van Jesus nie, en ons kan ook nie hier wees en hulle sien nie dat dit wat ons doen nie. So, dis hoekom ons die naam gekies het. Nou, die gebou wat ons gekry het, net absoluut, dis net die Here wat net so saamwerk is. Dis hartseer dat 'n kerk doodgeloop het, maar dit is net eintlik ook 'n so wonderwerk dat daar weer iets nuuts kan begin. En die kerk wat ons het, al so baie kerke van hulle praat van die loue 48, dis nou die res van Amerika wat opkom na Alaska toe, wat kom help het om 'n ou kerk modern te maak en hom mooi te maak. So dat baie kerke het ingespring en te kom help vir hierdie sendingorganisasie met die naam Graceworks. En regtig net 'n pragtige gebou vir ons gehelp het dat ons eintlik reg is om te kan begin. So September toe ons begin het, ons het een diens op 'n Sondag, en ons is tans is ons so 70 mense op 'n Sondag wat bymekaar kom en ons sien regtig klomp kulture wat kom. En die feit dat ons Suid-Afrikaans is, help regtig. Dis asof mense voel maar okay, julle is weet julle praat 'n ander taal. Julle kom van 'n ander plek af, so dit hulle voel in plek. So dit help regtig. Dit is nie altyd maklik om om net in Engels te preek nie. Jy weet, daar's soveel goed wat jy in Afrikaans kan sê wat nie sin maak nie. Jy weet, as is verbrande hout.
Jy weet dat ek het nou probeer dink, hoe gaan ek hierdie ding in Engels sê, maar ek kan nie. So daar's baie kere wat ek staan en ek dan dink ek spontaan, o nee, ek kan nie hierdie sê nie, of ek vergeet heeltemal 'n woord of hoe selfs ons Engels is anders. Ons Suid-Afrikaanse Engels is anders as Amerikaanse Engels. Maar dis daartoe. Dis net 'n absolute voorreg om kerk te kan hou. Alaska is een van die state wat hulle noem dit one of the least religious states. Kerk is nie 'n groot ding in Alaska nie. Kerk is nie 'n groot kultuur in Alaska nie. So mense ken nie noodwendig kerk nie. Daar is ook 'n slegte stigma van kerk. So jy het baie om deur te werk. Plus politiek het 'n groot rol gespeel en dit doen nog steeds in sekere kerke word op baie meer dalk net politiek gepraat as kerk of die boodskap van Jesus. Ehm en dan is daar onkunde van kerk. So ons het byvoorbeeld gereeld wat ons agterkom, jy weet, iemand wat 30 jaar oud is, is tot bekering gekom in die kerk en ons het vir die persoon 'n Bybel gegee en sy het gevra waar kan sy begin lees? Sy lees in begin Johannes. Dis weet dis die evangelie, dis die liefde. So begin Johannes lees. 'n Week later kom sy terug, sy sê, jy weet, sy het gehoor van Job ook, kan sy Job ook lees? Sy sê jy kan lees wat jy wil. Dis great. Waar kan sy die boek van Job gaan koop of gaan uitneem? Jy weet so, daar's nie 'n benul van die boek wat jy het al hierdie boeke nie. En ek moet nou mooi kyk as ek preek, moet ek in plaas van net om te sê Moses het dit gesê, of julle onthou van Jerigo, moet ek nou eintlik eers gou die storie verduidelik van Jerigo, want daar's letterlik mense wat voor my sit wat 30, 40 jaar oud is wat nie weet waarvan ek praat nie. So dit is die voorreg wat ons het om hierso te kan wees en om hierdie mense te help. Daar's 'n groot statistiek van depressie. Depressie is geweldig groot in Alaska. Die selfmoord is ook baie groot en dan ook jou addiction. Weens koue en as veral met die winter as dit vir lank donker is. So ons het nogal baie wat ons teenwerk, maar ons weet die Here het 'n plan en in hierdie donker tyd en met 'n donker gees kan die lig van die evangelie die helderste skyn. Sjoe. Ja, wat 'n wat 'n storie en ek dink ek voel in my hart ons moet by julle kom kuier. Ek weet dit gaan nie volgende week wees nie, maar kom ons kyk wat die Here doen. Ek dink dit kan nogal cool wees om saam met julle te kom gesels daar met die mense van Anchorage. Klink soos 'n uitdaging en dankie vir julle net julle toewyding, julle uitdaging om daar te wees, om jou gesin te skuif en saam met 'n mense gesin hierdie skuif te kan maak. En binne in dit is daar 'n woord wat jy gesê het belangrik is en dis gehoorsaamheid. En ek dink sonder gehoorsaamheid sou dit nie vir julle moontlik wees om te weet waar julle is nie. En sonder gehoorsaamheid sou julle ook nie die pad geloop het wat julle geloop het en vir dit wat die Here vir julle opgestel het wat jy getuig net gebeur het en vir julle gegee is en gebring is nie. Dit nie net uit die hemel uit geval nie. Dis deel van God se plan. En dis so lekker om te hoor. So vertel vir ons, gesels met ons rondom gehoorsaamheid. Jong, as dit kom by gehoorsaamheid wil ek sê, die menslike deel wil inspring en as dit veral met die man, jy weet ons, ek verduidelik dit vir die Amerikaners hierso, dat dis nou die een ding wat ek goed ken, is 'n boer maak 'n plan. Ons doen dit so goed. Ons sal 'n plan maak om iets te doen en dan vir alles kom by wat die Here wil hê, dan wil ons daai ding nog steeds doen. 'n Boer maak 'n plan en ek kan vir jou sê hoeveel planne het ek gemaak vanaf 2018 en 2019 om in Amerika te kom, om in Alaska te kom. Ek het incredible planne gehad. Ek en my vrou het saam gebid en dan praat ons oor goeters, dan doen ek navorsing en dien.
En dan teken ek en dan skryf ek en dan asof ek dit nou voor die Here kom neersit en sê kyk nou Here, ek het nou al hierdie navorsing gedoen en ek dink hierdie sal nou baie goed uitwerk. En ek is so bly dat nie een van my planne het uitgewerk nie, want dit sou 'n totale ramp gewees het. So, ehm en die gehoorsaamheid om net letterlik die Here te vertrou. Daar was baie keer tye wat ek nie gedink het ek weet nie hoe hierdie gaan werk nie. I mean dit klink vergaande om te sê jy as Suid-Afrikaner gaan 'n kerk in Alaska begin. Dit's net ek meen waarvan praat jy? Ek het nie geweet hoe dit gaan werk nie, maar om letterlik oor te gee en sê okay Here, ons weet nie hoe nie. Selfs toe ons Florida toe gaan, het ons nie geweet hoe. Wat nou hierna? I mean, wat is die volgende stap? So dit was 'n stap van geloof. Ons is in Florida. Ons weet nog steeds nie hoe ons in Alaska gaan kom nie. En ons moet maar net bly vertrou en dit is moeilik want jy's menslik, so jy wil weet wat is die volgende 5 tree, 10 tree. Jy wil sien en net om te bly vertrou op die Here. En so het ons net gesien hoe die gehoorsaamheid net daai deur oopgemaak het. En daai deure wat die Here kom oopmaak het, sou ek nooit in my lewe gesien het nie. Ek is so dankbaar dat ons kon gehoorsaam bly, want ek het baie keer vir my vrou ook gesê en sy het ook al gesê, as ons nie die stap van geloof geneem het nie en net vertrou het nie, dan sou ons nie nou hierdie gesien het nie. So ja, daar was maar baie tye wat mense gedink het, okay nee, ek weet nie, ons dink ons gaan nie daar uitkom nie, ons dink nie dit gaan gebeur nie. Maar ons het net ervaar ons moet bly vertrou. So ek wil elkeen ook maar net bemoedig is as die Here kom iets sê, bly gehoorsaam en vertrou die Here. Die Here maak die deur oop. Sjoe, ja, ek weet daar's baie binne in daai. Dis soveel gelaai van dit wat jy gedeel het en wat eintlik daar gebeur het, maar binne in hierdie gehoorsaamheid reis het ek die hele tyd gehoor julle moes wag. Het ek gehoor dat julle maak planne maar julle moet wag. En gesels met ons bou bietjie rondom hierdie om te wag idee. Wel, soos ek ook net al genoem het, dit het al in 2000 begin, 27 Maart 2000. So 2016, nou is al 16 jaar wat 'n mens net aangaan, maar jy het maar net gedink dis nie iets wat die Here nou, dis dalk maar net jou eie begeerte. So van 2016 af toe ek nou weer begin dink aan hierdie en dit kom by my op, was daar regtig 'n tyd wat ek eintlik wou gehad het met nou gebeur. 2018 toe ons veral begin bid vir 'n staat en 2019 toe ons nou weer in Alaska, toe is dit eintlik vir ons die ergste. Ons het regtig gedink, okay nou, dit gaan nou gebeur. Veral toe ek in my kop gehad het, ek het net verduidelik oor die mooi planne wat ek geskryf het en geteken het, die diagramme vir die Here eintlik voorgestel. 2020, 27 Maart, jy weet die 20 jaar anniversary, yes Here, dit kom ons nou regtig mooi klink. Dis so 'n mooi storie. Ek wil nou nie vir jou sê wat om te doen nie, maar dit sou mos nou regtig mooi wees. En toe dit nou ook nie gebeur nie, was dit weer 'n frustrasie. En die hoeveelheid kere wat ons moes wag, selfs toe ons éventueel begin aansoek doen vir die visums, en eers in 2023 Florida toe gaan en weer eens moes wag, want ons weet nou nie hoe, okay, nou vat ons Florida toe, dis letterlik op die kaart, is dit net die twee opposite, Alaska is daar, jy kan die kaart letterlik so vou, dan val Florida en Alaska op mekaar. Nou is okay, Here, ons wag nou by die see, dus ek gaan nie kla nie, ek het nou at least gedink, dalk is ons bietjie nader, dat ons gewoon kan raak in die koue, maar nou is ons hier, ons wag weer, ek weet nie, hoe lang gaan ons wag nie, want ons weet nog nie wat is die volgende stap nie. En dit was, die wag, sal ek sê, is nie lekker nie. Niemand hou daarvan om te wag nie. Ons lewe in 'n wêreld waar jy
as jy nou iets wil kry, en nou iets wil koop en jy het die geld, dan doen jy dit. Kom ons gaan kry dit nou. As ek nou in my kar wil klim en soontoe wil gaan, dan ry ek soontoe. As ek nou iets wil soek op Google, gaan Google ek dit nou. Maar om nou te wag op die Here, dis regtig die moeilikste ding, kom ek agter, eintlik vir die meeste mense is, om te wag. Maar as ons lees in die Bybel, is daar hoeveel voorbeelde van mense wat moes wag. Wag en wag net vir die Here se tyd. En dis so deel van dit, want as ons nie wag nie, dan gaan ons vingers regtig brand. As ons moes kom op ons eie en ons eie ding kom doen, het dit so plat geval en ons het uitgebrand en ons het seer gekry en ons is terug Suid-Afrika toe en dalk sommer eintlik uit bediening uitgeklim, want ons het nou ons eie ding probeer. So die wag is nie lekker nie, maar dit is so nodig vir wat voor lê en eintlik vir die long game. Ja, ons is Suid-Afrikaners, ons is nie goed met die wagding nie, so ons hoor jou, ons verstaan jou. Ek meen, ons het nou al 20 oor cricket, net om die 5 dae hoef te sit en wag vir die uitslag nie. Maar okay, ja, maar dankie vir daai deel. Dit is so bemoedigend, dis opbouend binne in dit wat jy vertel, en soos wat jou storie, die legkaarte mekaar pas, en ons hierdie dele kan sien, maar ja, tyd het ons ingehaal. Ons is aan die einde van die tyd ons ingehaal, die manne het net soveel tyd om te luister, maar ek kan nie vir jou sê totsiens, voor ek nie vir jou vra om vir die manne te bemoedig nie. Gee vir die manne 'n woord van bemoediging. Kom en bemoedig die manne vanmiddag. As ek die manne kan bemoedig, wil ek net sê, jy het nie nodig om Alaska toe te gaan om iets te doen vir die Here nie. Die Here wil jou gebruik waar jy is. Net soos ons moes ook besef, maar wag, ons is nie nou in Alaska toe ons in Suid-Afrika was. Ons is nou hier. So hoe kan die Here my hier gebruik? So daar waar jy is, jou vrou en jou kinders kyk op na jou en jy het nodig om by die Here te gaan hoor, maar hoe kan ek eerstens my gesin lei, en my kinders, hoe kan ek die voorbeeld wees, dat hulle kan sien, ek hoor by die Here. So ek wil jou regtig net bemoedig met dit, die Here wil jou gebruik nou, waar jy is, en mag jy regtig net wag op hom, en hoor, en gehoorsaam wees, en kan sien hoe hy jou wil gebruik. Ja, dankie daarvoor, Jacques, en dankie vir jou getuienis en jou storie, dat jy het met ons kom deel het. En ons kom vertel het van Echo Church in Alaska. Dit was 'n voorreg om saam met jou te gesels na hierdie jare, om weer met jou te kon gesels, en wie het gedink ons gaan mekaar raakloop hier op Dis 'n Manne Ding. Ek groet jou, ek sê vir jou, sê groete vir Enet en vir Rowan en vir Milan, sê vir hulle, dit was lekker, julle kan saam kyk, wanneer ons dit uitsaai, en dit was werklik 'n voorreg. Manne, dis 'n manne ding om van Jesus Christus te praat, dis 'n manne ding om 'n disipel te wees, en dis 'n manne ding om 'n disipelmaker te wees. Dankie Jacques, dat ons vandag met 'n disipelmaker kon praat. Ons groet, ons sê totsiens. Bye bye. Totsiens, dankie julle.